Olga, welkom Baie in jou dankie Philip. eie ouerhuis tuin. Ja. En dis vir my baie spesiaal hier, ek moet sê. Vir al die voëls. Jy weet, in die oggend as ek wakker word en ek hoor hierdie voëls, dit is vir my huis. En dit is altyd vir my die lekkerste as ek kom die eerste oggend wat ek wakker word hierdie. Is vir my wonderlik. So ek is so bly ons kan dit hier sit en gesels regtig waar. Ek verstaan dit. Ja, ek kan my voorstel toe ons nou by julle kom tee drink nou die dag. Dit was die eerste maal in baie jare dat ek in absolute styl aan 'n tafel gesit en koffie drink het met daai fyn teegery en die gebak van jou en die brood wat jy vir ons met 'n pragtige vroulike stryk jy weet, dit was net 'n belewenis. Ag, ek is bly julle het dit geniet regtig. Jou ouerhuis is indrukwekkend en ek dink baie mense van ons ouderdom ken dit nie. Want teen hierdie tyd is ons ouers dood of in ouer huise. Dit wat jy het is regtig besonder. Nou gepraat van hierdie wortels waar jy vandaan kom. Toe emigreer jy in die 90's, is ek reg? 2001. 2001. Ja. Daai ding slaan sy kloue in. Dit kan 'n bevryding wees. Dit kan vir 'n mens op vele vlakke seker 'n ruimte gee. Maar hy het kloue wat hy inslaan in kultuur en gevoel van huis, tuiste, om nie te praat van die verlies aan dit wat jy hier het nie. Vertel vir my, moes jy gaan? Weet jy, eintlik was dit 'n geval van ek wou nie gaan nie. Ek is 'n vreeslike familiemens. Ek is vreeslik sentimenteel en ek was eintlik altyd baie uitgesproke oor die mense wat gaan. Maar ek was getroud met iemand wat baie gewoond was om te trek. Sy pa was 'n mynbestuurder, so hulle het baie keer 2 jaar op 'n plek gebly en dan het hulle getrek. Nou ek kom van hierdie stabiliteit af. Dit is die tweede huis in my lewe wat ek ken wat my ouers ingebly het. En vir my was die idee om uit die land uit te gaan nie baie maklik gewees nie. Maar ek het toe op die ou end, want ons sou toe net vir 2 jaar gegaan het. En soos alle Suid-Afrikaners, en daaroor het ek ook al baie gedink, almal het altyd gesê, ja, ons gaan maak net 'n bietjie pond en dan kom ons terug. Jy weet, en dit is glad nie so nie. Dit werk nie so nie. Ek meen, ons het 'n ontsettende anderste belewenis gehad toe ons in Engeland aangekom het. En na 2 jaar was ons glad nie eers in die posisie om terug te kom nie. Wat ek dink hy nie aangedink het is die mense, die jong mense wat gaan alleen. Jy weet, en hy moes gaan met 'n vrou en 3 kinders. En ek het ook nie die regte prentjie gehad van Engeland nie. En jy weet, jy het maar gedink dit gaan 2 jaar 'n ondervinding wees, 'n ervaring wees. Maar toe ek met die 3 kinders vooruit gegaan en toe ek met die 3 kinders op die lughawe kom op Heathrow, en nou praat ek van Susan was 7, sy het net 7 geword daai jaar, en my tweeling het 4 geword daai jaar. So hulle was klein. Toe hy ons op Heathrow kry, toe sê hy vir my, hoorie, ek het slegte nuus, die huis se koop het deur die mat geval. Die ou wat sy besigheid gekoop het nie betaal nie. En ons sit toe met presies 220 pond in 'n bankrekening. En daar sit ons op Heathrow en die treine het gestaak, so ons kan nie uit nie. En ons sit op daai lughawe met daai 3 kinders en al ons bagasie tot daai aand seker 8 uur voor ons eers 'n bus kon gekry. Vir my hele stelsel, vir alles was dit vir my die grootste skok, want my eerste gedagte was, hoe gee ek my kinders kos? Dit was my heel eerste gedagte. En toe het ons 'n bus gekry en daai aand 11 uur het ons in Taunton aangekom waar ons toe 'n huis gehad het. En natuurlik het ons nie ons meubels niks was daar nie, so ons moes by mense in 'n sitkamer op die banke slaap. En dit is ook nie iets jy sien my ouer huis, dis nie iets waaraan ek eintlik gewoond is nie, jy weet. So geplak. Nee, ek is glad nie so groot gemaak nie. Ja, ek weet nie, dit is mense is net op daai stadium in jou lewe wat jy is nie lus daarvoor nie. Jy het kinders en jy wil dit normaal hê vir jou kinders ook. So ja, dit was hallo Engeland. Toe ons nou uiteindelik in Taunton kom en ons besef nou, okay, jy weet, ons huise koop het deur die mat geval en die besigheid, jy weet, al die geld wat ons gedink het ons vat oor.
het ons toe nou nie gehad nie en toe moes ons nou by sy ouers geld leen net om te oorleef. Ja. Jy weet, dit was 'n kwessie van ek het baie keer 10 pond in my beursie gehad en dan gaan ek supermark toe en dan dink ek soos okay, hoe gaan ek hierdie etes bymekaar sit met hierdie geld? En dit was iets wat ek nie geken het van die tyd toe ons in Suid-Afrika gebly het nie, jy weet. En so het ons aangegaan sukkel, baie gesukkel. Ek moet sê dit het my ontsettend baie geleer. Dit het my baie van geld geleer, van die waarde van goed, van nie weggooi nie onnodig koop nie, letterlik, jy weet, piesangs aftel vir die kinders vir die dag of vir, jy weet, is dit jy het skielik dadelik so begin koop en leef. So porsiebewustheid. Vreeslik klein, alles afgemeet en so aan. En dis ook iets wat ek nooit voorheen geken het nie. So dit moet ek sê is ek's nie dood daarvan nie. Jy weet, dit is nie, jy weet, jy leer. Dit is maar jy leer, maar jy wens nie die spanning wat jy dra op jou kinders nie. Dis reg. Want ek kan so goed onthou hoe Susan eendag vir my gesê het en sy was ook ek was ook 7 jaar oud. Toe sê sy eendag vir my, mamma, hoekom huil jy so baie? En toe besef ek eers, hoorie, ek het so baie gehuil want jy voel so magteloos en jou ouers kan jou nie help nie. Daar's geen netwerk vir jou, jy weet, 'n familie, daar's niks, jy's stoksiel alleen, jy weet. Ja. Jy's hierdie gesinnetjie ergens daar in 'n huisie en jy's alleen. Dit is maar al, jy moet maar net manage, jy weet. So. Ja. Toe jy nou sê om by ander mense in die sitkamer op 'n bank te slaap. En dis nie iets waaraan jy gewoond was nie, want jy ken stabiliteit en so aan. En die volgende oomblik vertel jy hoe jy moes leer om porsies kos te bewaar, van môre is nog 'n dag en so aan. En dat dit eintlik sê jy 'n goeie ding was. So jy sê die sleg vir jou, en eintlik is as jy terugdink dat jou kinders in spanningsvolle atmosfeer moes leef. As jy praat oor wat jy self daar weggeneem het. Ek weet Bette Midler onder andere was betrokke by 'n projek waar hulle parke waar mense korporatief werk vestig. Sodat die rykes kan loop by die armes verby en sien. Hulle moet skouers skuur met armoede. So jy het eintlik ook skouers stuur. Ek gaan nie sê met armoede, maar met meet en pas. Met meet en pas, ja. Met meet en pas. Ja. Weet jy, ek sien dit nou in my kinders. Ek sien hoe my kinders met geld werk, hoe my kinders koop en ek moet sê, jy weet, ek het maklik groot geword in vergelyking met my kinders. My kinders het dit nie anders geken nie. Jy weet, my eerste gedagte met enige iets wat ek gedoen het of waar ek was altyd my kinders. Dit was altyd, hoe gaan hierdie my kinders affekteer? So ek het altyd dit vreeslik so my aangetrek. Waarin sit ek hulle? Hoekom het ek hulle in hierdie situasie gesit? Hoekom het ek hulle gesit in 'n omgewing waar die kinders anderste was, waar jy amper gevoel het, hier is nie kinders waar my kinders gaan 'n positiewe invloed kry nie. Jy weet, so ek moet hulle bietjie beskerm of ek moet 'n bietjie kyk, jy weet, wat doen hulle? Of waar is hulle? En is dit hoe ek graag wou gehad het hulle moet maats maak of die verhoudings wat hulle bou. Maar dit was so anders, jy weet, ek dink hierdie Engelse het sekerlik gedink ek het een of ander mental issue want ek wou nooit die kinders na die kleuterkerk toe laat gaan want wat hulle gedoen het is die kinders kom saam in die kerk en dan voor die diens begin dan moet die kinders na die kleuterkerk toe gaan. Nou daar was 'n paar regtig stout kindertjies, jy weet, so die hele dit was altyd so 'n bietjie chaoties, jy weet. En by my het ek hou van rustigheid en vrede en dan wil ek nie hê die kinders moet gaan nie. Ek wil hê hulle moet liewer by my sit. Jy weet, ek het vir hulle sulke notebooks gehad waarin hulle ingekleer het. Ek het net gedink, weet jy wat, lê maar hier op die bankie en kleer in hier om my. Maar wees net hier, jy weet. Ek het baie sulke goedjies gehad waar ek net dan gevoel het, nee, ek wil liewer hê my kinders moet by my wees, jy weet. Eerder as om net te sê, oh well, jy is nou in Engeland, so ons gaan nou alles doen wat die mense daar doen. En ons gaan nou net so wanordelijk raak. Ja, nee, wat weet jy, ek kan so goed onthou. Ek is baie streng gewees altyd. En
Baie kwaai ook met die bure se kinders. O, Ekskuus. En een keer het 'n ouetjie gekom en op ons voordeur iets kom mors, jy weet. En toe ons by die huis kom, toe kom ek uit en ek sien die gemors op die voordeur, maar ek trek haar los, gehaal 'n emmer met 'n spons, ek haal haar kind uit sy huis uit. En ek sê vir hom, kom was hierdie gemors wat jy gemaak het, jy weet. En daai klein Engelsmannetjie, hoorie, sy oogies was net so groot, maar hy het gewas, hoor, hy daai. en waar's pa en ma toe? Nee jong, hulle is maar daar, want hulle kan nie worry nie. Toe paar weke daarna kom ons een keer ook van ergens af terug en jy sien nou hierdie kindertjies en die volgende oomblik toe is almal weg en ek sê vir Susan, ek sê o kyk, hulle speel wegkruipertjie met julle. Sy sê nee mamma, hulle is bang vir jou. Hulle is bang vir jou. Maar verstaan, dit was daai ding, ek wou graag hê my kinders moet net daai boundaries hê, net daai dissipline hê en net weet wat is reg en verkeerd, jy weet. So ek dink dit was vir my die grootste ding van daai. Ja. Jy weet dat ek kon cope, maar ek wou gehad het hulle moet genoeg hê om te kan cope in hierdie situasie. Dis hy. Dis interessant op hierdie onderwerp nou. 'n Vriend van my met wie ek so 'n paar weke gelede ook 'n twee-rigting gesprek gevoer het, is 'n psigoterapeut, maar hy werk met kinders. Hy's 'n ontwikkelingssielkundige, opvoedkundige sielkundige. En hy het 'n baie interessante ding gesê wat ek besef, maar toe hy dit so op die naam noem, het dit my nogal getref. Toe sê hy, ons moet weet dat om kinders net ideaal te hanteer. Jy in die verhouding met die kind, altyd ideale hantering van die kind en altyd ideale omstandighede maak ook dat die kind nie bemagtig is vir die werklikheid nie. En dit was vir my interessant, want ek het hierdie ding van moenie jou kinders vuil vat nie. Moenie hulle aan goed blootstel wat hulle skade doen en wat hulle duike in hulle inslaan en so nie. Ek is 'n verskriklike voorstander daarvan dat jy kinders moet, en ek gaan nou die Engelse woord gebruik, mollycoddle terwyl hulle kinders is. Ek het regtig so geglo. Ek doen dit met diere ook. Hulle moet nie koud kry nie, hulle moet niks nie. En toe het hy vir my gesê, nee. 'n Kind wat so hanteer word, kan nie die werklike lewe hanteer nie. Alles is dan vir hom 'n katastrofe. Ja. Want dis nie. Nee, dit is waar. So ek dink miskien jy moet nie in die nag slaap verloor daaroor nie. Ek dink maar was dit net 'n goeie ding. Ja, maar weet jy, hulle het eintlik vir my, want hulle het my altyd bevraagteken, my kinders, want hulle het mos nou gemeet aan hoekom mag die maats buitekant speel tot 9:00 en hoekom moet hulle, jy weet, 6:00 in die huis wees en sulke tipe goed. Maar toe hulle nou eers eintlik in die balletskool is en hulle het met ander kinders te doen, het hulle eintlik vir my al baie keer gesê, soos, hoorie, hulle is so dankbaar, hulle kan so die verskil sien, of hulle kan so, jy weet, agterkom. So, ja, dit is daai tyd moeilik, want jy voel, is ek nie bietjie te nie, of jy weet, moet ek hulle nie maar net los nie. Maar, ja, ek weet nie, ek dink dit is miskien ook my opvoeding, wat ek ook later besef het, en wat ek ook besef het, elke keer as ek huis toe kom, ek is so dankbaar vir my opvoeding, ek is so dankbaar vir my ouers, ek is so dankbaar vir hulle verhouding. Jy weet, my pa en ma loop nog steeds in hande vashou as hulle in die dorp is, en of as hulle ergens gaan, jy weet, my pa laat my altyd voor by die deur instap. Jy weet, al was het ons hier wasgoed opgehang, hy sal nooit voor my by die deur instap nie. En ek dink, jy weet, daai goed, daai klein goedjies en my ma met die goed wat sy vir ons gegee het as kinders en geleer het as kinders. Ek is so dankbaar daarvoor, jy weet, en ek is so trots op wat hulle vir my gegee het. So, en ek dink dit wou ek graag vir my kinders ook gee. Ja. En voel jy het nie? Voel jy dat hierdie lewe in Engeland het weggeneem van daai prentjie wat jy gehad het? Weet jy, ek voel baie familie help met opvoeding. Jy weet, oumas by wie hulle kuier, soos my suster, jy weet, hulle bly op 'n plaas. Die kinders kon daar gaan kuier het, of daai gesinsvakansies wat ons altyd gehad het by die strandhuis. Daar's so baie sulke goed, daai ondersteuningsnetwerk wat jy het, wat jy nie in Engeland het nie, wat jy nie oor see het nie. Jy weet, ons Kersfees is altyd alleen. Dis ons ou gesinnetjie en ons het ons
goedjies wat jy weet ons ritueeltjies en so aan. En dan sê mense baie keer, o, jy kan maar bly wees, julle is nie almal saam met families nie, want dit is altyd Kersfees hierdie groot ding. Ek wens dit. Ja. Want daai konflikte, die een is kwaad vir die een of hierdie een is geïrriteerd met daai een. Dis deel van dit. Dis deel van daai familie wees, jy weet? Ja. En jy mis uit daarop en my kinders ken dit nie, jy weet? En ek is jammer vir hulle dat hulle nie ken nie, want ek dink dit is regtig 'n leemte wat hulle het. En ek het baie keer het ek altyd so gevoel en ek het nou onlangs nog jy weet ook vir hulle gesê, ons het net mekaar waar ons nou is. Ja. So ons beter met mekaar oor die weg kom, jy weet, ons beter goed uitsorteer, want ons het net mekaar. Dis hy. En dit is so, jy weet, ons is baie aangewese op mekaar. En dis jammer. Jy weet, dis jammer dat daar nie 'n oom of 'n tannie en ek sien ook as hulle hier kuier ook hoe lief is hulle vir my suster en vir haar man en hoe lief is hulle vir ouma en oupa, hoe lief is hulle om hiernatoe te kom. Hulle is mal oor Suid-Afrika want dit is hulle koneksie met Suid-Afrika. Jy weet, dit is die familie se land. Ja. So. Nou, as jy praat van, dis net ons gesin, ek bedoel, dit is amper 'n prentjie wat my benoud maak as ek daaraan dink. As ek dink, hoeveel kontakte het 'n mens met vriende wat saam met jou groot geword het en familie en so aan. En ons Afrikaners het nie klein families nie, ons het ten minste 3 of so sibbe, elkeen. En dan het hulle weer kinders. So dit word 'n klein lewetjie. So hier nie een kant is 'n paradoks, want jy gaan nou oor see, jy bly in 'n vreemde land, jy leer 'n kultuur ken wat jy nie geken het nie, maar daarmee saamkom 'n amper isolasie. Alhoewel jy nie fisies geïsoleer is nie. Dis die kultuur wat jou isoleer. Hoe maak 'n mens om te voel jy is darm by die huis wanneer jy by jou huis is? Want jy kan nie die hele tyd voel soos iemand wat met vakansie is nie. Kry mens ooit die gevoel van hierdie word op 'n manier huis? Was daar vriende wat naby genoeg was? Ja, dit is, kyk, mens moet ook 'n aanmerking neem. Ek is nou nie 'n vreeslike sosiale mens dat jy weet, ek meen daar is Suid-Afrikaners in Engeland wat ingeskakel het in die gemeenskap en baie verengels het in die sin dat hulle praat met hulle kinders Engels. Hulle jy weet, het baie vriende wat hulle met die werk gehad het. Ek het my kinders gehomeschool, kyk, die kinders ballet gedoen en tennis gespeel en alles, maar ek self is nie eintlik 'n vreeslike sosiale mens. Ek kan baie goed myself entertain, maar die probleem is, en ek dink enige iemand kan dit vir jou sê, Suid-Afrikaners het 'n ander manier. Ja. Ons het 'n ander manier van kuier, ons het 'n ander manier van braai. Ja. Ons het net 'n ander manier. Jy kan vir jouself sê, ek skakel heeltemal in en dit is vir my fyn en ek het baie vriende, maar dit is net nooit dieselfde nie. Daarom is daar Suid-Afrikaanse kerke. Daarom is daar 'n Suid-Afrikaanse groepe. Daarom is daar 'n Suid-Afrikaanse Facebook groep. Daarom gaan kyk Suid-Afrikaners saam rugby. Jy weet, hulle maak hulle eie groepies waar hulle is. En dit wys net vir my dat daar's nie 'n manier wat jy vir my sê ek is 100% ingeskakel nie. As jy 100% ingeskakel is, dan sal jy nie die behoefte hê om saam met ander Suid-Afrikaners te gaan rugby kyk nie. Verstaan? So daar is nie so ding nie vir my. Dit bly vreemd. Dit bly vreemd en dit is nie jou taal nie en jy kan op hoeveel maniere in Engels vir iemand probeer verduidelik wat 'n braai is. Dit is nie dieselfde om, jy weet, eerstens die vleis is nie dieselfde nie en die wyn is nie dieselfde nie, so jy kan dit nog nie 'n braai noem nie. Jy kan dit net nie 'n braai noem nie, ja. Veral nie, maar dis nou nie daar, maar ek weet in Amerika, as jy nou eers daar ou burgervleisies op ja, nee, wat nee, glad nie. So dit was 'n ontworteling wat absoluut vir jou nie lekker was nie. Omdat ek ook 'n sentimentele mens is, jy weet. So ek dink anders. Ek dink
ek dink net anders, ek sien goed anders, so dit is maar ja. Ekskuus, jy wou Nee, ek wil eintlik ek gaan nou teruggaan na iets anders toe. Wat ek net nou oorweeg het om te vra. Toe jy sê nou kom jy in Engeland. Nou word jou kinders blootgestel aan kinders met wie jy hulle nie noodwendig in Suid-Afrika graag sou wou sien speel nie, want hulle gaan dalk swakker maniere aanleer of het ek jou reg gehoor? Ja. Daar is 'n ander kultuur daar en ek weet my dogter wat 'n onderwyseres is, nou in Engeland bly, weier om by 'n skool te gaan skoolhou daar. Sy sê ek gaan nie met daai stout bloetjies en daai swak maniere deel nie. Ek het skool gehou, ek kan 100% vir jou sê. Ek lek liewer ek het altyd gesê ek lek liewer die rakke van 'n supermark in Engeland skoon voor ek weer gaan skoolhou in Engeland. Nou sien. Sy sê vir my dieselfde, sy gaan dit nie doen nie. So is ook 'n geval van my 11-jarige kleinseun word ook tuis onderrig gegee, maar in 'n wat hulle noem 'n community. Okay. Daar's 16 kinders op die skerm. En een dag 'n week ry hulle almal na dieselfde gebouetjie toe. En is hulle by mekaar. En dan sit sy en 'n paar ander ma's en hy speel rugby en so. Ja. Dit help 'n bietjie. Maar dit is vir my baie interessant want ek het dieselfde geluide by haar gehoor van sy sal in haar hele lewe nie my kleinkind blootstel aan daai swak maniere in daai skole nie. So dit is 'n ding dat 'n mens en praat 'n mens dan van klasseverskille of praat jy van dit is 'n ander kultuur, hulle is te liberaal, hulle is te los. Of wat is dit? Weet jy wat, hierdie gaan nou miskien verskriklik kras klink as ek so sê. Maar ek het baie aan daai ding al baie gedink. As ek nou byvoorbeeld kyk hierso Transvalia as die skool waar ek skool gegaan het. En ek kyk na die kinders daar en jy kyk na die families in die omgewing. Dis almal mense wat min of meer dieselfde lewensstandaard het, né? Ek praat nie noodwendig van klas nie. Ek praat net van wat kan ek vir my kinders gee? My kinders kan na 'n goeie skool toe gaan, hulle kan goeie sportonderrig kry, hulle kan sulke tipe goed. Nou gaan jy Engeland toe uit hierdie lewensstandaard. In Engeland is hierdie lewensstandaard verskriklik moeilik. Jy moet 'n baie topwerk hê om in hierdie tipe huis te woon, na 'n privaat skool toe te kan gaan. Kyk, ons in Suid-Afrika, hoorie, jy gaan hierna in Vanderbijl na 'n musiekjuffrou toe. Dis 'n goeie standaard wat jou kind gaan hê, of 'n viool of whatever sy nou, jy weet. Maar daar betaal jy baie duur. Kyk, dienste in Engeland en Europa is duur. So musiekonderrig, daai tipe van goed is duur. So tensy jou kind dit in 'n skool doen, wat ook dan 'n goeie skool moet wees vir jou kind om 'n goeie, sê net maar, kunsonderrig te kan kry. So wat ek altyd aangedink het is, op ons standaard, met ons geld, met ons inkomste, wat ons hierdie lewe kan lewe, in Engeland leef jy daar. Ja. Verstaan jy? Ek verstaan. So mense wat gaan wat in Europa vir UN werk of wat vir groot maatskappye direkteure is, leef ontsettend lekker. Hulle gaan woon in baie mooi huise, in baie mooi areas, want die maatskappye betaal vir al die goed en hulle kan baie lekker gemaklike lewe lei. Maar vir iemand soos ons wat uit 'n, jy weet, my man het sy eie besigheid gehad, so ons lewensstandaard het verskriklik verander. Jy kon nie vir jou kinders gee daar wat jy vir hulle miskien hier kon gegee het nie. Kyk, my kinders het op die eind mos nou balletskool toe gegaan en al die, daar het ons, maar daar moes ons sponsors kry, weet, daar was mense wat die kinders gesponsor het, omdat ons nie die skool kon betaal het nie. Maar ek dink dit is die groot ding, dit is dat jy skielik in 'n ander lewensstandaard het, dit is maar wat dit is. So jou kind kan nie blootgestel word aan alles wat hulle talente kan ontgin. Nee, dit is duur. Jy moet ten minste 2 groot inkomste hê om dit te kan doen. Ja, jy maak my baie bly dat ek nooit so stap geneem het in my lewe nie. Weet jy, ek kry partykeer as iemand vir my sê, o ja nee, hulle gaan oorsee of hulle trek nou oorsee. Ek kry 'n regtig soos 'n beklemming om my. Ek weet ek het daai tyd op Facebook gesien toe jou kinders weg is. Ek voel dit so. Ek voel so asof ek vir iemand wil sê, stop en dink. Ek kyk na my vriendin wat al die jare hier in Vanderbijl gebly het en ek dink, hulle het 'n goeie lewe, hulle het 'n stabiliteit, hulle het
iets wat hulle opgebou het, jy weet, hulle het 'n huis, hulle het ander goed. Ek kan nie sê my ervarings is beter nie, of ek kan nie sê ek is 'n beter mens as sy, omdat ek oor see gebly het nie, verstaan? Ek is jaloers op haar, omdat sy die stabiliteit het, wat sy het. Sy kan nou aftree en die tyd geniet, jy weet. Ek dink jy mis, dit is 'n gain en 'n miss. Jy weet, dit is in al twee gevalle, ja. Maar ek wil sê, amper sê, jy kan ook 'n bietjie van Europa ervaar deur daar te gaan vakansie hou, jy weet. Ja. Jy kan ook gaan sien wat daar is. Ja. Jy kan ook goed beleef en daai herinneringe terugbring. Sê my nou net blaatant. Dink jy emigrasie is gesond? Glad nie. Nee. Weet jy, kyk ek dink as dit iemand is soos byvoorbeeld, dit het ons baie in Vienna, mense wat by die UN werk, Ja. wat later in hulle lewe, dan hulle kinders is dan al klaar uit die huis uit, en dan neem hulle hierdie pos aan vir 5 jaar, gaan woon hulle in Vienna byvoorbeeld. Maar hulle woon gemaklik. Die vrouens werk nie, hulle hoef nie te werk nie, en hulle kan bietjie rondtoer, en hulle, jy weet, as 'n bietjie tyd het, dan reis hulle ergens in Europa, so maklik om in Europa rond te toer. Hulle beleef die plek, want hulle het die geld om dit te beleef. Daar's baie vrouens in Vienna, jy weet, groepe vrouens wat bymekaar kom en ontbyt saam eet by verskillende restaurante. Dis wonderlik. As ek dit kon gehad het vir 5 jaar in my lewe, en ek kan terugkom na my huis toe, of na my lewe toe, dit is heeltemal iets anders. Heeltemal. Maar, jy weet, ek het nie die finansiële vryheid gehad om byvoorbeeld eers saam met hulle te gaan ontbyt eet nie. Hulle is in totale ander wêreld as ek. Vir my, jy weet, was dit destyds selfs in Engeland, en in die begin toe ek Vienna toe gegaan het, ek was net geskei geweest, so ek het nie 'n werk of 'n inkomste of enigiets gehad nie. So ek kon nie deel wees selfs van sulke groepe nie, jy weet. Maar ek het altyd gedink, hoe wonderlik is dit, dat hierdie mense kon finansiëel al hierdie goeders beleef, geniet, al die teaterstukke gaan kyk, musiek, na musiekhuise gaan, en hierdie goeders gaan beleef, en dan terug huis toe kom, en dan, meeste van hulle kom dan terug huis toe om te kom aftree, jy weet. So dit sal ek sê, maar dit is nie emigreer nie, dit is om in 'n tyd in jou lewe, wanneer jy kan, jou kinders is nie daar, om dat jy moet dink, okay, hoe gaan ek met hierdie kinders maak, dat hulle gevestig is, of dat hulle gelukkig is nie. So dit is 5 jaar van jou lewe wat jy dink, soos weet jy wat, ek beleef dit, ek gaan reis in Europa rond, gewoonlik die mans het die werksondervinding of whatever, jy weet, dit is dan 'n goeie afsluit vir hulle van hulle loopbane, en dan kom hulle terug huis toe en kom tree af. Dit sal ek sê, as jy dit kan doen en jy's in daai posisie, doen dit. Maar om sak en pak te gaan en jy dink, ons doen dit want ons gee vir ons kinders 'n beter lewe. Weet jy, ek dink nie so nie. Ek dink jou kinders in Suid-Afrika het 'n baie goeie lewe. En ons kan praat van ons praat van veiligheid, ons praat van, ja, dit is moeilik, veiligheid, dit moet ek sê, in Europa, dit is 'n ding wat eintlik 'n lewensreg is veiligheid, né? Europeërs neem dit as vanselfsprekend dat hulle veilig is, dat hulle nie moet leef agter mure en al hierdie goed nie. Maar nog steeds, ek vind baie keer as ek hiernatoe kom, Suid-Afrikaners kla oor sekere goed, maar daar's so baie ander goed wat so wonderlik is van hierdie land. Wat jy dink, sien jy dit nie, jy weet? So ek dink, ja, dit is maar my my uitkyk, ja. 'n vriend van my het vir my vertel, hy was in Duitsland, daar gebly. Toe kom hy terug te sê, liewe land, ek wil nou net weer 'n slag bietjie oor 'n rooi verkeerslig ry of oor 'n stopstraat of so, want mens voel soos 'n kind in daai land. Vreeslike regulasies, ja. Ja. Nee, ook, jy weet, daar staan partykeer in 'n straat, dan's die rooi lig, dan's die lig rooi vir voetgangers, né? Dan's daar nie 'n kar wat ry nie, en die mense sal staan. Hulle gaan nie stap nie. Hulle sal nie stap nie. Weet jy, dan stap ek, want ek dink net so by myself, nee, ek doen dit, jy weet.
Ek gaan dit doen. Ek stem saam met jou. Ja. Ek het nou die dag in Henley Klip. Henley Klip is 'n ou stil plekkie mos nou. Landelik. Baie stopstrate. En so 'n lang straat. Nou ry ek en dan gee jy toe. Want daar kom niemand, daar ry niemand nie. Dit gebeur baie selde dat daar 'n motor van die ander kant af aankom. Gee ek toe. En toe het 'n verkeersman voor my ingespring eendag en toe het ek nou 'n boete gekry. En toe dink ek toe ek nou daar wegry, toe doen ek dit weer. Toe dink ek wat jy van praat is hou by die reëls. Ja. Wat ek van praat is intelligensie. Common sense. Ek sê, hoorie, Ek kan mos sien hier kom niemand aan nie. Hoekom gaan ek nou doodstop? Tel, weer ry. Dit is vir my bietjie rigied. Maar dit is hoekom ek altyd voel my hande is vas. Ek is iemand wat doen. Ek is nie geld gedrewe nie. Ek is nie prestasie gedrewe nie. Ja. Vir my gaan dit om as ek 'n brood bak, is hy lekker alright. Jy weet? Ja. Ek is nie daai een wat dit so perfek wil doen nie. Ja. Ek met alles is dit so by my. Ek is baie average. Ek was op skool ook net 'n average kind. Nie vreeslik presteer nie, net ek kan goed doen. Ek is happy as ek goed kan doen. Dit hoef nie uitstaande te wees nie, jy weet. Nou vir mense soos ek is dit moeilik want die ding is in Europa is titels verskriklik belangrik. En status, jy weet jy moet 'n tipe status hê of 'n tipe ding en natuurlik dan geld. Mense is baie geld gedrewe, baie op die laaste sent wat jy verdien. Nou ek is jy weet partykeer sê Susan vir my kom af van jou wolk af aarde toe. En dan sê ek net vir dis my baie lekker daarbo. Ek's happy daarbo. Ja. Maar ek verstaan jy, so vir my is dit moeilik. Ek sal baie maklik hier beskuit bak en vir iemand vat of ek sal maklik 'n tuisbedryf aan die gang sit. Ja. 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat. Ja. Maar daar kan jy nie. Ja. Want jy moet registreer en jy moet lisensie hê en jy moet versekering hê en jy moet jy weet. Ja. Dit al klaar vir my blonde brein is too much, jy weet. As ek net aan al daai regulasies dan maak ek die boek toe en ek sê, okay, dan doen ek dit net. Ek gaan dit nie doen. Nee. Ek kan nie. So vir iemand soos ek is dit so frustrerend. Ja. Ek is seker 'n musikant wat daai blootstelling moet hê van die teaters, van die konserthuise. Ja, jy weet, hulle moet daar wees soos die opera sangers. Hulle moet daar wees want ons het nie daai teaters hier nie. Maar dan kry jy ook maar daai mense wat huis toe wil kom. Jy weet, hulle is jammer dat dit nie hier is nie. Is jammer dat ons teaters toe is of dat hulle nie daai blootstelling kan kry nie. So Philip, ek moet vir jou sê, ek sal graag wil hoor van Suid-Afrikaners wat vir my sê, weet jy wat, ek wil niks met Suid-Afrika te doen hê nie. Ek is 100% happy waar ek is. Ja. En wat ek by jou hoor is dat jy hulle nie noodwendig gaan glo nie of wat jy gaan dink dat hulle vir hulle self jok. Kyk as ek daai persoon op die Facebook, op die Suid-Afrikaanse Facebook groep kry, dan gaan ek met hom redeneer. Ja. Dan gaan ek vir hom vra, hoekom is jy dan daar? Want ek voel amper soos, nee, jy voel jy behoort, jy wil ergens behoort, jy weet? Want daar moet iets wees wat jou wegstoot van Suid-Afrika, as dit nie iets is wat jou gelok het soontoe nie, oor see heen gelok het nie, moes iets jou weggestoot het. Nou, as daai krag wat jou weggestoot het, sê nou maar, die gesin was in rooftog en een van hulle is vermoor. Dan dink ek, hulle verf daai prentjie pikswart. Suid-Afrika word pikswart geverf. Ja. En dan is hulle gelukkig. Dan maak jou brein jou gelukkig. So dis seker 'n bietjie anders as wat 'n mens nie so 'n vreeslike sterk wegdrywende mag gehad het, iets wat jou hier weggedryf het nie. Ja, maar kyk, jy justified dit. Ja. Wat is justify? Jy regverdig die besluit. Jy regverdig dit. Want dit is wat ek destyds besef het, toe ek nou eintlik in Engeland is. Toe dink ek, en ek het altyd so gebid voor ek gegaan het ek gedink, dan gebeur daar iets, dan dink ek, dis die Here wat vir my 'n teken gee dat ons moet gaan. Jy weet? En dan begin jy later al hierdie tekens sien. Jy is later in die supermark en die wasboeier het met R10 opgegaan en dan sê jy, dis die teken. Jy weet, dit word 'n sielkundige afwyking sê. Dis daai rooi kar storie, jy weet, as jy eers 'n rooi kar soek, dan sien jy mos nou altyd 'n rooi kar.
So ek het dan later gedink, okay, ja, maar hierdie is nou 'n teken en dan sê hierdie een net iets en dan sal Engeland in die sin en dan dink ek, hierdie is die teken. Toe staan ek later daar en ek kan so goed onthou, ek het so by my kombuisvenster uitgekyk, toe dink ek soos, okay, jy weet ek het nou al hierdie tekens gesien, maar hoekom is dit dan so? Hoekom is ons in hierdie verskriklike moeilike situasie, jy weet, en hoekom is dit so, niks is maklik nie, niks gaan nie. En dan besef jy weet, dat jy maak Suid-Afrika, jy weet, jy het later, dit is ook 'n ding wat ek later agtergekom het, dan ontmoet jy nou ander Suid-Afrikaners, dan sit almal later net en vertel hoe sleg gaan dit in Suid-Afrika. Jy weet, as jy dan nou weer terugkom en jy kom kuier hier, dan dink jy, maar gaan dit regtig so sleg hier, want hoorie, jy gaan Checkers toe, dan staan daai supermark trollies, jy weet? Ja. En jy gaan na fruit en veg toe en daai vleis en daai groente en almal leef lekker en almal ry mooi karre en almal bly in mooi huise en almal leef. Dan dink jy, is ons nie besig om daar aan die ander kant te sit en al hierdie stories op te maak net om te regverdig hoekom sit ons daar? Ja. Jy weet? Ja, of te regverdig of jouself te laat beter voel. Ja, want dan jy is dink nie jy eintlik soos, baie nee, gelukkig. okay, nee, ons moet maar hier wees, dit is maar die beste, Ja. jy weet. Jy het 'n narrative, wat is dit? Jy het jou storie en jy vertel vir jouself daai storie om dit net makliker te maak om daar te wees. Dis hy. En ek dink dit is wat gebeur. Hoe meer jy vir jouself daai storie vertel, hoe minder behoefte het jy om terug te kom, want elke keer as jy terugkom, maak dit moeilik om terug te gaan. Jy weet? So jy dink dis okay. Ek is hier, ek moet my lewe nou maar hier uitsorteer, so ek bly hierso. Ja. Jy weet? En dan word jy gelukkig of nie? Wel, kyk, jy moet maar soos 'n boom wees, jy weet. Jy moet maar daar waar jy geplant is, moet jy maar groei. Ja. Dit is wat ek ook gevind het. Jy kan nie met jou een been hier staan met jou ander been daar nie. Nee. Jy moet 'n besluit maak. En as jy dan daar is en veral as jy kinders het, jy weet, jy moet dan leef. Jy moet daai gebruike of daai goedjies wat vir jou belangrik is, moet jy dan daar vir jouself bou. Ja. Kyk, in Vienna is dit van ek getroud is dit nou die langste wat ek in een huis bly en dit is 10 jaar. Ja. Genigtig. En op 'n stadium het die kinders so gepraat soos van maar mens moet bietjie kleiner gaan en weet jy, ek het so vasgeskop daarteen. Ek het net gesê ek wil hier bly. Ja. Hierdie is nou huis. Ja. Ek wil huis hê. Ek wil op hierdie plek bly en dit moet net lank wees. Ja. Ek wil net daai gevoel hê van dit is nou my huis. Ja. Jy weet? Ja. Mense brein neem jou omgewing in en hy maak 'n prentjie wat in jou kop is. En dit is soos mense 'n motor wat as jy hom lank ry, dan weet jy waar lê sy lyne. Ja. En mense huis ook. Dit word deel van jou vel. Jou dorp word deel van jou vel. Dit word tuis. En mense het tyd nodig om daai ervaring te hê. Dat jy dis bekend. Ja. Dis bekend, dis deel van my. Ja. Ek wil gou iets oor die gelukkig sê. Toe jy nou sê mens moet nou, jy kan nie met die twee bene, een been hier en die ander een daar staan nie. Ek het een keer 'n stuk navorsing gelees oor wanneer mens opsies het, hoe mens nie noodwendig gelukkig is nie. En dan wonder jy altyd, is die ander een nie beter nie. En hulle het dit getoets deur vir mense skilderye te gee. Kies vinnig vir jou skildery en dan het hulle vir sommige mense het hulle net een laat kies en jy moet met hom sit. Dan het hulle vir die kontrolegroep 2 gegee. Gesê, jy kan hierdie een vat, die ander een los jy, maar jy kan kom omruil as jy wil. Daai wat kan kom omruil, is nie gelukkig nie. Ja. Dan ruil hulle om, dan wonder hulle weer. O aardene, hulle Dit bly maak twyfel. sin, ja. Hulle bly twyfel. Blykbaar is ons brein nie in staat daartoe om ons te laat rus vind in 'n gegeewe keuse as die opsies oop bly nie. Dit moet op 'n stadium sluit. Dis nou wat dit is en nou maak ek die beste hiervan, dan kan 'n mens seker gelukkig word. Maar weet jy, ek wil nou net vir jou hier noem, wat vir my baie interessant is ek het al baie keer ook met Amerikaners byvoorbeeld wat daar is, of mense van ander lande nou. Daar kom 'n punt wat mense wil teruggaan. Daar kom 'n punt wat mense teruggaan na hulle
wortels toe. My ouers het 'n vriende wat eintlik van Oostenryk af hiernatoe gekom het en al die jare hier gebly het. En dit snaaks, hulle het ook op 'n punt gekom waar hulle terug is Oostenryk toe, wat hulle voel dis hulle plek. Jy weet, mense kom ook baie agter hoe Suid-Afrikaners terugkom. Daar was 'n tyd ook in Engeland waar verskriklik baie Suid-Afrikaners teruggekom het. Die Suid-Afrikaanse gemeente het eintlik leeggeloop. Jette. So Suid-Afrikaners teruggekom het. Jette. En dit sê ook vir my dat ja, jy kan enige plek, kyk, aanpas is vir my nou easy peasy. Jy het dit nou geleer? Nee, ek het dit nou geleer. Van Engeland af Vienna toe was vir my 'n dubbel aanpassing want ek is toe geskei en ek moes toe alleen. As jy alleen Oostenryk? Ek is alleen Oostenryk toe. So ek is Wanneer was dit? Dit was 2015. So ek het afgesluit alles, ek het 'n klein hoeveelheid van my goed saamgevat, net my sentimentele goed saamgevat en ek het afgesluit. En in 'n manier was dit vir my maklik want om te skei is al klaar 'n ding. Jy moet na 30 jaar moet jy nou aanpas en jy moet alleen wees en jy weet jy's nie gewoond om alleen te wees nie. Maar dat dit na 'n ander land toe, so jy weet toe daai deure by Vienna se aankoms by die lughawe, toe ek so deur daai deure loop, toe is dit soos ek het 'n cloak, wat is 'n cloak? Dit is soos 'n jas van my afgegooi. Toe daai deure oopmaak en ek stap daar deur, het ek 'n tipe verlossing gevoel, 'n tipe leeg, jy weet soos 'n tipe, ja, ek kan dit net 'n verlossing noem. Dit is soos van okay, hier begin my nuwe lewe. Jy weet, toe is ek 51 en toe het ek net besef okay, nou begin dit. En wat makliker was dit was 'n nuwe omgewing, dit was 'n nuwe huis, alles was anders. Dit was 'n nuwe taal, 'n nuwe kultuur, so daai aanpassing, dit het die ander deel bietjie oorskadu, jy weet. Die alleentyd het vir my baie gehelp om ook daai 30 jaar te kan verwerk. Daar was nie regtig iemand met wie ek kon praat daaroor nie. Jy weet, so ek moes dit in my kop, moes ek dit self uitsorteer en iets daarvan maak. Ja. Party mense praat oor goed, party mense moet goed. Ek is iemand wat ek moet eers iets verwerk voor ek daaroor kan praat. Ja. Jy weet? Ja. So miskien was dit dan vir my 'n goeie tyd om alleen te wees. Ja. En dit was nie 'n bad place om te wees nie. Weet Vienna, ek meen, daar's baie erger plekke wat ek aan kan dink om alleen in te wees. Jy weet, so Vienna was mooi, maar nog steeds dan kom jy tot op daai punt waar jy sê soos goed. Maar nou wil ek myself uitleef. Ek wil die persoon wat ek nou ontdek ek is, moet nou kans kry om te kan haarself uitleef. Dan besef ek maar daai is nie die plek nie. Jy wil selfs nie ek wil nie daar wees nie. Ja. So jy bly nou 10 jaar in Oostenryk in dieselfde huis. In dieselfde huis. Langs die president. Langs die president, ja. So dit is 'n storie wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Ja. Ek ken iemand wat langs die Oostenrykse president bly. Maar weet jy wat? Wat is vir my maar hierdie is vir my baie keer so hierdie gedagteproses wat ek het, want in lockdown het ek 'n fotografieprojek gedoen waar ek 500 kunstenaars in hulle vensters gefotografeer het om 'n soort van 'n bewusmaking van kuns, hoekom kunstenaars, die teaters was almal toe. 10.000, net om vir jou 'n idee te gee, 10.000 mense per nag besoek die teaters in Vienna. En hierdie mense, dit is 10.000 mense. So toe dit lockdown was al hierdie teaters toe, al hierdie kunstenaars was in hulle huise, in hulle woonstelle. Ek het toe hierdie projek begin doen en ek het hierdie mense in hulle vensters gaan fotografeer. Maar ek het daar geloop in daai strate en die strate was leeg daai tyd gewees. Dan stap ek nou na een of ander kondukteur se huis toe of een of ander violist se huis om hulle nou te gaan fotografeer. En baie keer, daar was 'n tyd wat hulle my selfs ingenooi het, want toe kon ons een in mense se huise ingegaan het. So hulle het my dan baie keer ingenooi en dan het ons koffie gedrink. En dan sit ek hier, dan sê ek amper soos van, hoorie, hallo Petra van 'n Bylpark, waar daar nie eers 'n teater is nie. Dan sit ek nou by hierdie bekende pianis saam met hulle 'n koffie drink.
En my wêreld is nie eers naaste by waar hulle wêreld is nie, verstaan? Ja. Daar was dit vir my partykeer so 'n pinch me moment, jy weet? Soos van, waar het jy nou, Petra, waar het jy nou ooit gedink in jou lewe dat jy nou met hierdie mense sal sit en koffie drink, jy weet? So as ek dink aan die projek en ek dink aan wat die uitvloeisel was van die projek, dan dink ek, goed, dalk moes ek in Vienna wees. Dalk moes ek 'n nobody in Vienna wees. Verstaan jy? Ja. Dalk het dit 'n nobody gekos dat daai mense vir my hulle vensters oopgemaak het. Ja. So, jy weet, dit is baie keer daai twee, ek troos my daaraan. Ja. Kom ek sê vir jou so. Ja. Ek troos my daaraan dat as dit alles moes gebeur het, dat hierdie moes gebeur het, want hierdie projek is seker een van die, as ek my kop moet neerlê en ek moet dink, wat is die highlight van my lewe? Dan wil ek vir jou sê, dis hierdie projek. Wow. En die onderhoude wat ek voer, the Artist Voice. Ek voel, jy weet, ek het destyds 'n onderwysdiploma gehad. Ek het nie veel nie en ek het nie veel status nie. Ek het nie 'n claim to fame nie, as ek dit so sê, jy weet. Maar ek voel myself seker die rykste mens op aarde. Jette. Ek voel ek het hierdie 500 foto's van hierdie kunstenaars, 13 ambassadeurs van verskeie lande het my genooi in die ambassades in om hulle te kom afneem. Dat hulle die vertroue in my gehad. Ek dink dit is daai ding. Dit is hierdie mense het my absoluut vertrou om hulle te kom afneem in hulle vensters, hulle persoonlike wonings. En dan natuurlik die president het ook toegelaat dat ek kom afneem. Daar's vir my niks wat daarby kan kom nie. Ja. Daar is nie vir my 'n bankrekening wat daarby kan kom nie. Ja. Ek kan nie, daar is nie vir my een of ander master's degree wat daarby kan kom nie. Ek hoor jou. Daai is vir my soos, dis myne. Daai foto's is op my harde skyf en hierdie onderhoude is myne. Ja. En ek het by hierdie mense geleer hierdie mense het vir my hulle stories vertel. Hierdie is alles hier binne-in. Dis reg. En niemand kan dit van my af wegvat nie. Dis ons navorsing. Dit is net, ek is geraak deur elke mens met wie ek gepraat het. Ek het gedink aan alles wat hulle vir my gesê het. So, vir my, as ek moet dink, ek moes in Sainsbury loop in Engeland met 10 pond in my beursie. Ja. As dit moes gebeur het, en as al hierdie ander goed moes gebeur het, net dat ek moes hierdie gehad het, dan sê ek vir jou, it was worth it. Dis hy. The Artist of Artist Voice. The Artist Voice. The Artist's Voice. Ja. Dit is jou potgoeie wat jy doen. Ja. Dis dit op YouTube, nee? Dis op YouTube en op Spotify en op Apple Podcasts. Ja. Goed. Hoeveel onderhoude het jy al gedoen? Weet jy, ek het al oor 1000 gedoen. Ek het Februarie 2021 begin. En ek moet vir jou sê, ek het eintlik net begin want ek het toe al hierdie 500 foto's gehad. En dit was so vrek in Vienna. Ek kon nie meer my handskoene uittrek om my kamera te vas te hou om die mense af te neem nie. En toe het ek begin net wonder soos, okay, maar wat het in New York gebeur? Wat het in China gebeur? Wat het in Londen gebeur? Jy weet, met hierdie kunstenaars, want ek het toe al 'n prentjie van wie is ons kunstenaars in Vienna, jy weet. En toe het ek maar net mense begin op Facebook skryf en sê, hoorie, kan ek met jou praat? En toe was meeste kunstenaars in kwarantyne nog. En daar het ek toe vreeslik baie geleer. Daar het ek omtrent toe nog in lockdown 120 interviews gedoen, partykeer 3 of 4 op 'n dag, net om almal in te kry. Maar toe was hierdie stories net vir my so interessant, wat ek toe net besluit het, soos, okay, jy weet, daai deel van die reeks was Moments in Lockdown, want dit het saam met my foto's gegaan. Maar toe het ek gedink, the artist voice, die kunstenaar se stem hoor ons nooit. Ons sien die kunstenaar okay, perform en sing en ballet doen, maar jy hoor nie wat tik nie. Wat het hulle laat doen? Hoekom speel jy 'n viool? Hoekom speel jy 'n cello? Wat het jou spesifiek daai instrument laat kies? Ek het gedink, kan ek julle stem wees? Kan ek vir julle daai stem gee? Dis reg. En weet jy, ek moet vir jou sê, ek is nou alweer geboek tot in Desember toe.
So mense wil praat. Kunstenaars wil praat, hulle wil hulle storie vertel. Ja. Hulle praat deur hulle kuns, maar hulle wil graag ook hulle storie vertel. Hulle eie storie vertel. Ja. Ja. Jou eie kinders is kunstenaars. As ek nou reg, help my nou net reg want ek hoop Ja, nou nie ek het vergeet. Suzanne was 'n balletdanser. Sy het 'n besering gehad en sy moes toe ophou dans. Hanu is nog steeds, my seun is nog steeds 'n balletdanser, professionele danser. Ja, daar in ja, Operahuis. Ja. In Wenen. Ja. Ja. So dit is eintlik wat my geïnspireer het om die projek te begin, want ek het gesien en skielik besef balletdansers, skielik is hulle by die huis. Hulle ken dit nie. Dis Hulle is altyd in 'n studio, hulle is altyd saam met iemand en nou sit jy hulle in tussen vier mure. En toe het ek begin dink, okay, maar wat van operasangers? Wat doen hulle? En dit is hoekom ek toe die projek begin het. Maar ja, en dan net geleer en my oë oopgegaan en nou natuurlik besef ek die ontsettende waarde van kuns. Dat ons skole nie kuns as sentrale vak het of jy weet dat hulle dit nie saam met wetenskap, wiskunde en Engels as die hoofsyllabus het nie. Dit is eintlik jammer. Dit is eintlik jammer vir ons kinders. Dit is so. Ons het die gesprek gevoer so 'n paar dae gelede. Iemand het gesê te veel kinders wil nou by universiteite inkom en ons het nou nie genoeg vaardighede nie. En ambagsmanne en vroue en so nie. Maar toe dink ek onmiddellik, ons moet wyeer en breër dink. Ja. Ons moet dink daaraan dat 'n mens moet handvaardig wees. 'n Mens moet kan optel en aftrek, 'n mens moet kan praat en skryf en lees. Maar ons kort kultuur. Absoluut. Ons het kuns nodig, ons het 'n bietjie filosofie nodig. Hoe dink ek oor die lewe? Volronde mense. En ek dink ek maak 'n aanname dat julle in 'n land soos Oostenryk volronde mense het. En dat kulture baie, as jy dink 10.000 mense per aand in 'n stad is in teaters. Dis 'n gekultiveerde stad. Dit is, maar jy kry tog, kyk, ek wil nou vir jou sê omdat dit so 'n stad is met so baie kultuur, dink ek is daar meer in skole of meer blootstelling. Dit het ek ook baie aangedink. Byvoorbeeld ons wat sê ek wat in Vanderbijl groot geword het waar nie 'n teater is nie teenoor 'n kind wat in Vienna groot word wat 'n teater amper as vanselfsprekend sien. Maar nou moet ons ook gaan sê die teatergangers in Vienna is ook van 'n hoër inkomste groep. Ek verstaan. Want dit is ook nie goedkoop om na teater toe te gaan nie. En dit is ook nie almal wat kan gaan nie. Ek wil amper sê as in vergelyking sê maar met Vanderbijl Park, sal ek sê goed, daar is meer kinders wat blootgestel word daaraan. Maar dit is ook nie so dat elke liewe kind 'n instrument speel daar nie. Jy weet wat vir my baie interessant was, ek het 'n onderhoud gedoen met 'n ou wat die liere, jy weet die liere wat ons van lees in die Bybel. Nou hy en sy pa het 'n liere gebou. Volgens die mates en alles die verhoudings van die liere van die ancient Greek, wat is antieke Grieke. Ja. En hulle het die hele navorsing gedoen oor die liere. En weet jy dat in die antieke Griekse tyd het elke kind skool toe gegaan met 'n liere. Ja. As jy nie die liere kon speel nie, is jy as uneducated gesien. Ek praat nou al soos 'n onopgevoed gesien. Ja. En jy weet die antieke Grieke was baie bekend vir wiskunde, jy weet nê, en wetenskap al daai tyd, maar ook dat die kinders die liere gespeel het. So, hoe ver het ons hoe ver het ons gevorder? Sê ons is so beskaaf dat ons nie, jy weet. So as jy daaraan dink, dan dink jy, kan ons nie maar vir ons kinders laat sing nie. Ons het nie 'n instrument nodig om te sing nie. Die kinders kan dans, hulle kan beweeg, jy weet al daai goed. Dit dink ek ontsettend baie aan. As ek so na hierdie mense luister en ek vra, waar het jy begin? Weet jy wat sê 90% vir my? Daar was 'n onderwyser wat in my geglo het. My ma het in my geglo, my pa het in my geglo. Daar was 'n vriend van ons wat in my geglo het. Iemand het in my geglo.
Jy weet? En dit is vir my baie interessant. Iemand het in daai persoon geglo en nou sit hy in 'n teater en hy speel 'n concerto of sing, jy weet, of so. So ek, jy weet, dit is daai goed wat my baie keer laat dink. Dit is daai Wat gee ons vir ons kinders? Vir ons kinders. Kry hulle daai inspirasie? Kry hulle die inspirasie of is ons so gefokus op die universiteit? Jy moet universiteit toe gaan of jy moet gaan leer. Jy weet, wat beteken dit? Wat beteken daai? Of leer my kind deur 'n musiekinstrument te speel, deur te sukkel om die note reg te speel of om die musiekstuk te leer. Is dit nie al klaar 'n skill nie, jy weet, 'n vaardigheid nie. Is dit 'n vaardigheid om niks te kan speel nie en dan te kan speel en dan dit beter te kan speel en nog beter te kan speel. Jy weet, hoeveel baat dit of om in 'n, en ek sê nie dit is nie goed om te studeer nie. Ek meen ons het baie mense nodig wat studeer, maar ek sê nie daar is ook kinders wat miskien beter sal vaar deur hierdie vaardighede ook aan te leer en dan miskien toe te pas wanneer hulle boekhou gaan studeer of wanneer hulle vir jy weet prokureur gaan studeer of so. So ja, dit is maar goed waaraan ek dink. Dit is interessant. Jy het twee goed gesê wat my nou 'n bietjie aan die dink gesit het. Ons het net nou gepraat oor inkomeling wees en ek het dit nou gesê in my eie lewe ken ek dit. Maar toe ontdek ek in my eie lewe nog 'n ding en dit is om 'n indringer te voel. Asof jy voel jy's nie goed genoeg vir die beroep waarin jy staan nie. Dis 'n ding wat blykbaar onder baie professionele mense voorkom. Jy het al die kwalifikasies, jy het al die ondervinding, jy voel net nooit waardig om in hierdie beroep te staan nie. Dis 'n vreemde ding. Toe dink ek, hoe interessant is dit dat jy is 'n inkomeling en hier kom jy tussen kunstenaars en mense soos wat jy sê jy nooit meer sou skouers skuur nie, kom jy toe nou in 'n omgewing waar jy vir hulle 'n stem word. So jy het glad nie daai indringer-sindroom eers ooit beleef nie, want hulle het jou ingenooi in hulle wêreld in. Nee. Of het jy gevoel soos 'n indringer? Nog altyd. Ek hoor dit nie hier nie. Nog altyd. Selfs al nooi hulle jou. Kyk, wat ek gedoen het is ek het gevra. Ek is nie iemand wat miskien is ek ook nie 'n goeie salesman nie, want ek kan nie push nie. Jy weet, ek is nie 'n pushy mens in daai opsig nie. So ek het geskryf en gevra, dit is my idee, kan ek jou kom afneem? En tot vandag toe vra ek nooit 2 keer nie. Selfs as ek vir iemand nooi vir 'n onderhoud, ek vra nie 2 keer nie. Ek vra, as hulle sê ja, dan ek oortuig niemand nie. Ek het 2 mense oortuig, maar daar was 'n rede, daar was 'n storie daar agter, maar maar ek het nog steeds elke keer gegaan en gedink, wow, hoe is dit dat jy my toelaat? Verstaan jy? Dit is daai ding soos van Petra van der Byl. Jy weet daai hier's ek en nobody en ek kan jou afneem, daai tipe van ding. Jy weet, daar was eendag byvoorbeeld, hierdie was vir my net wonderlik. Daar was 'n kondukteur wat ek voorgeskryf het en hy sê toe, en hierdie was soos middel lockdown. En jy moet jou nou self voorstel, 'n stad soos Vienna wat daar elke dag duisende mense is. Die strate was dolleeg. En nou vra ek vir die kondukteur, hy sê net met een voorwaarde. Ek wil my frak aantrek. Die frak waarna hy kondukt, wat hy dirigeer. Ek sê, trek hom aan. Dis reg, ek kom. En ek besluit net daar, ek kan nie dat hierdie man in sy frak staan en ek is nie aangetrek nie. Ek trek myself aan asof ek na 'n konsert toe gaan met my hoë hakke en ek gaan neem sy foto in my hakke met hom wat uit sy venster uit staan met sy frak en sy dirigentstokkie. Dis mooi. Nou daai moment is vir my hoe hierdie ou het sy frak aangetrek vir hierdie foto. Iemand moes dit afgeneem het. Eintlik ja. Vir jou wat hom afneem. Kan jy dink wat se foto dit sou wees? Maar verstaan jy, so nee, dit is nog altyd, ek meen nou praat ek ook met baie neuroscientists en dit is ook vir my dan
hulle brein teenoor my brein, my blonde brein. Jy weet, ek moet so ek dink net altyd soos ek voel altyd net soos hoe praat hulle met my? Jy weet, en hulle doen en dit is dan partykeer vir my ook daai moment wat ek dink soos van hoe is dit? Hoe is dit so? Hoe het ek hier gekom? Jy weet, hoe is dit dat ek so nee, ek dink dit is maar altyd daar. Maar dit is so en ek dink dit is 'n goeie ding vir ons dat daar element daarvan is. Dat 'n mens regtig nederig kan bly. Maar dit het 'n paradoksale natuurlike manier van wees. Jy moet aan die ander kant uiteindelik ontdek wat is die stoel waarin jy sit. Ja. En jy het jou stoel ontdek. Ek praat nou met jou, jy's vandag, ek dink my 89ste Regtig. episode. So ek is nog by 1000 nie. Ek weet nie hoekom jy by 1000 uit nie. Jy het 'n stoel geskep waarin jy sit. En jy sit stewig in hom en jy doen dit met grasie. En omdat ons stereotyp dink en in kompartemente dink en goed hiërargies sien, praat ons van 'n neurowetenskaplike of chirurg. Dan dink ons daar. Ja. Ek het die voorreg om in my familie, my ma se broer is 'n wiskunde professor geweest. Al 3 sy seuns het doktorsgrade in wiskunde, waarvan een sy pa se pos oorgeneem het en nou op koffsies klas gee. Ons is in die geesteswetenskappe. En hulle het daai. En om te sien wat ons het en hulle nie het nie. Ja. Daar is bepaalde sterktes en intelligensieforme wat daai gesin nie het nie, wat ons het. En dit is 'n openlike gesprek tussen ons. Ja. Openlike gesprek. En ek het dit ontdek, ook waar ek nou is in Pretoria, dat kernfisici wat afgetree is, en professore was en navorsing gedoen het en so aan. Daar's goed wat hulle by my kan leer wat 20 jaar jonger. En ek het hierdie gelees. Dis goed om jouself boontoe te vergelyk en ondertoe. Ek moet kyk wat weet ek nie. Ja. Maar dan moet ek ook kyk wat weet jy nie wat ek weet. Dit bring daai ewewig in ons dat ek weet ek het 'n plekjie in die son. Presies. Ek het 'n stoel om op te sit. Ek het 'n stem en ek het nie 'n blonde kop nie. My kop het sy plek in hierdie samelewing. Vir my is jy 'n uiters gesofistikeerde besonderse mense. Jy sê nou aan mekaar Petra van der Byl, maar ek het baie lank klaar in my lewe in 'n huis soos jou ouerhuis inkom. Toe Johan nie instap eergister te sê, dis antieke meubels, dit is ongelooflik stylvol. So jy maar weet jy wat, ek moet vir jou sê, ek het nou die dag vir my ma gesê, want baie keer dan praat mense mos nou so, dan hoor jy oor die een het nou hierdie titel en daai net nou dit gestudeer en daai net so baie geld en nou ek moet vir jou sê ek is 'n baie praktiese mens. Jy weet en ek is 'n probleemoplosser. Ek hou van probleme oplos. Maar ek het nou vir my ma gesê, as iemand nou ooit weer vir julle vertel van hierdie vreeslike titels wat hulle kinders het, dan kan julle vir hulle sê Petra kan 'n drein skoonmaak. Want ek het in 'n woonstel geleer om 'n drein te ontblok. En ek sê toe maar wat, julle kan maar vir hulle vertel Petra kan 'n drein skoonmaak. Ek is seker min mense kan 'n drein ontblok, ja. Hulle weet nie hoe om dit te doen nie. Ja nee. Nee, ek dink daai is 'n ding. Ja. Dit glo ek vas. Omdat die Afrikaners verskriklik swaar gekry het in hierdie land. En hulle moes uit die as uit opstaan. Na die armblanke vraagstuk en al daai goeters. En ek het dit gesien met my oupas en oumas en oupa grootjies en ouma grootjies. Daai titelbewustheid en daai grade wat hulle so studeer het. En my voorsate was hoër geleerd as ek. My oupa grootjies was hoër as ek geleerd. Hulle het 'n obsessie gehad. Obsessie daarmee gehad. Ek dink ons kan onsself verlos van daai juk en daai gevoel dat as 'n mens nie daai titels het nie, het jy nie aangeland nie. Ek dink kyk wie jy is. Ja, ek is gelukkig, dus ek sê ek is nie 'n kompeterende mens nie en ek is jy weet, ek het nie 'n begeerte om dit te hê nie, jy weet. Hierdie wat ek gedoen het is vir my dis vir my so lekker en so ek voel so trots op dit. Jy weet, hierdie projek is vir my so na aan my hart en ek dink dit dryf my om aan te hou en aan te hou met mense praat want dit voel vir my dit maak vir my
absolute sin in my lewe en soos ek sê, as al hierdie goed met my moes gebeur het, net dat dit moet gebeur, is dit vir my makliker om te dink, okay, jy moes hierso wees, op hierdie tyd, jy weet, op hierdie plek. Ek dink jy vir 1000 plus kunstenaars 'n ruimte gegee het vir hulle self. Nie vir hulle instrumente, hulle talent, hulle wat nie, die karakter wat hulle speel van 'n teks af nie, hulle self. Weet jy wat dit eintlik in jou gemaak het? Deurdat jy 'n plekhouer geword het vir mense. Dit maak jou eintlik 'n mens van geweldige statuur. Want jy kon al daai bevat en dit vir die wêreld gee en dit vertoon. Dit is baie besonders. Nou sit jy in Oostenryk en jy's nog besig hiermee, maar jy het so 'n bietjie van 'n plan om terug te kom Suid-Afrika toe. Nee, definitief. Gaan jy met hierdie projek voortgaan? Ek gaan definitief met die projek voort en ek maak 'n absolute punt daarvan om met Suid-Afrikaanse kunstenaars te praat. Van die begin af het ek dit gedoen en ek soek Suid-Afrikaanse kunstenaars om mee te praat en ek het selfs met baie jong kunstenaars van KwaZulu-Natal al gepraat wat vir my geskryf het en ek sê nooit nee vir 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar nie, nooit nie. En daar's ook by my 'n status van nee, jy is nog nie goed genoeg of as ek voel iemand het 'n storie dan wil ek dit hoor en dit is selfs daai jong kunstenaars van KwaZulu-Natal wat begin het deur jy weet hulle begin deur hulle het nie 'n potlood nie, hulle het nie 'n papier nie, hulle teken in die grond of hulle het net 'n potlood en 'n papier, jy weet. Ja. Hulle storie is vir my net so interessant soos daai jong student wat by die musiekuniversiteit in Vienna is wat sy eerste viool gekry het toe hy 4 jaar oud was, wat nou al 'n handgemaakte viool het, wat sy ouers sy studies kon betaal, wat by die mees bekende professors kan studeer. Ek voel hierdie kind wat daar begin het in jy weet in die platteland van Suid-Afrika wat ek ken die probleme daar of die hindernisse daar vir hulle om tot by daai punt te kom wat hy sy eerste verfkwas en sy eerste canvas kan hê om te skilder. Dis 'n mooi storie. Sy storie is vir my net so belangrik. Verstaan? En daai is die inspirasie. Vir my is dit baie keer na so onderhoud sit ek met 'n hart wat so vol is van daai joh, weet jy wat, ek het meer gehad as jy en ek het nooit daai pen en papier, jy weet, verstaan jy, ek het nooit daai dryf gehad nie. Ek het ook een keer met 'n kunstenaar gepraat wat vir my gesê het, ons het pauses in die grond geteken en dan as die klok lui dan dis nou daar ook in Nigerië. As die klok lui dan gaan jy na jou klas toe en as jy terugkom het die wind daai prentjie weggewaai. Jy weet, en dan begin jy maar weer van voor af. Ek gaan nou so 'n bietjie van die punt af, maar ek het jy weet, soos daai goed is my ontsettend belangrik en Suid-Afrika het vreeslike talent. Jy weet, ons het ook hierso Cuba the Storyteller, 'n man van KwaZulu-Natal van Howick wat met 'n supermarksak na swart skole toe gaan in die rural dele van Suid-Afrika en hy gaan leer hulle, hy vertel nie net stories en maak klein vertoningkies uit hierdie sak is sy props. Jy weet, maak sy vertoningkies nie, maar soos hy vir my sê, hy leer hulle om in 'n teater te sit. Hy leer hulle om stil te sit. Hy leer hulle om wanneer klap jy hande? Wanneer jy weet kan jy opstaan? Hoe wonderlik. Waar in die wêreld? Waar in die wêreld kry jy dit? Precies, jy weet? Precies. Dis hier by ons. Precies. En ons moet hierdie mense moet ons nurture. Ons moet hierdie talente. Ons moenie altyd dink Vienna het die beste. Want hulle het al die geleenthede. Ek sê nie dit is nie so nie, maar ons moet ook kan waardeer hierdie Cuba wat sy stories gaan vertel op sy manier. Hy is ook 'n kunstenaar. Hy is 'n kunstenaar. En hy raak al hierdie mense en dit is wat ek wil
Ek wil terugkom en ek wil graag kom praat oor hierdie goed. Ek wil graag skole bereik. Ek wens ek kan 'n skool bereik wat sê, kom ons probeer. Kom ons probeer vir elke kind ten minste 'n geleentheid te gee om te kyk, al is dit 'n rugby speler en 'n groot sportman, maar kom ons kyk, wat doen jy? Wat doen jy as ons miskien vir jou 'n pen en papier of 'n potlood en papier gee? Of dalk is daar iets in jou wat jy kan jouself mee uitdruk. Jy weet, nie net op die sportveld nie. Of dalk is daar 'n kind wat sê, okay, ek doen nie sport nie, ek is nie akademies sterk nie, soos ek was, maar ek was mal oor drama en ek was mal oor sing, jy weet, en ek het in die koor gesing. Elkeen het 'n plek en elkeen het 'n geleentheid om homself so uit te druk. Dit is. Sjoe. Nou het jy my stom. Ek is passievol hieroor. Dis 'n mooi storie. Ek is baie passievol. Ek glo mos Afrika. Ja. Afrika het kunstenaars. Baie. Daai harmonie waarmee hulle uitkom as hulle sommer net so lostrek en sing. Die manier waarop hulle klere kies, skoene kies. Absoluut. Afrika is kunstenaars. Hoorie, ek praat met mense van Kenia, van Nigeria. Daar's 'n dansskool. Ek praat nou onder korreksie, maar ek dink dit is in Kenia, waar hulle, man, jy weet nie hoe bou hulle eie verhoog, hoe hulle met die minimum oor die weg kom. Jo. Jy weet? I mean, daar is 'n animator, animasie kunstenaar wat ek mee gepraat het, wat begin het deur, jy weet hoe toe ons kinders was, so 'n boekie, dan teken jy hierdie prentjies en dan flip jy so deur die boekie en dan maak dit mos 'n animasie. Ja. Dis hoe hy begin het. Hy het na elke winkel toe gegaan en gesê, kan ek vir julle 'n animasie van julle winkel maak? En dan betaal hulle hom nou 'n fooitjie. Dit was hy kind. Dan betaal hierdie mense vir hom. En so het hy toe geld opgebou en vir hom 'n rekenaar gekoop. En toe nou later van tyd het hy nou op die rekenaar begin homself leer. En toe kry hy 'n klein projek wat hulle toe vir iemand vir 'n animasie projek gee. En toe hy halfpad deur is, toe breek sy rekenaar. Ag tog. En toe moet hy nou na die rekenaarkafee toe gaan. En toe het hy nie genoeg geld om by die rekenaar toe leen hy nou geld by iemand. En hy baie hoek of baie kroek het hy toe nou 'n ding toe nou gemaak. En toe het dit nou inhandig vir die mense, soos hulle nou glad nie tevrede nie en toe betaal hulle hom nie. Toe sit hy nou, toe het hy nie meer 'n rekenaar nie. Weet jy wat doen hy? Hy begin weer met sy boekies. Nooit. Hy begin weer met sy boekies. Hy gaan weer na elke winkel toe, tot hy weer geld bymekaar gehad het. En toe sien iemand hom. Toe sien iemand het van hom gehoor, of iemand het hom toe raak gesien en toe gesê, wag, hier is 'n organisasie wat vir jou sal geld gee om te help om hulle rekenaar te koop. En hierdie organisasie het hom toe gehelp. En nou, jy kan hom op LinkedIn kry. Hy is nou 'n animator en hy doen vir besighede advertensies. Nou, Philip, ek vra vir jou, waar in die wêreld kry jy daai determinasie? Kyk, toe hy my vertel het van daai rekenaars wat breek en hy sê, toe begin ek maar weer met die boekies, toe wil ek huil. Ja. Toe wil ek huil. Ja. Want ek dink net by myself, regtig. Ja. Nee. Ja. Dit is, hierdie stories is net vir my goud. Ja. Goud werd. Gaan terug tot by begin en moenie R200 invorder nie. Jy begin ek weer met R5. Nee, tot ek my, ja. En daar wys dit jou weer, dit was seker sy pad en daar het hulle hom raak gesien en daar het iemand vir hom toe die geleentheid gegee. En nou is hy 'n animator. Ongelooflik. Wat is sy naam? Ek gaan vir jou sy naam moet stuur want ek kan nou nie sy naam onthou nie. Ek wil graag sy naam. Ja. Dit is baie interessant. Petra, gee vir ons 'n laaste opsommende stuk inspirasie. Ja, dis nou 'n moeilike ding. Die inspirasie kry ek gewoonlik by mense. Ek is gewoonlik nie een wat kan inspireer nie, maar weet jy, ek sal ten slotte sê, want ons het begin met Suid-Afrika en ons het begin met die feit dat ek weg is en dat ek net graag wil terugkom. Ek het eendag die storie gehoor van die tyd van die Boereoorlog waar die plase afgebrand is. Hierdie is 'n storie wat my altyd in alle tye hoop gee.
die vrou wat uit die konsentrasiekamp uit teruggegaan het, haar kinders is dood in die konsentrasiekamp, haar man is dood, en sy het teruggegaan na hierdie afgebrande plaas toe. En alles, jy weet hoe daai tyd die huise verbrand alles, en sy het na die stoor toe gegaan, waar hulle die graan, of die koring gehou het, en sy het in hierdie rubble, nog stukke koring onder die hout, verbrande hout gekry, en sy het dit alles bymekaar gemaak, en sy het die grond gaan voorberei, en sy het daai korreltjies koring het sy geplant, en maar net gehoop dat dit sal groei, en dit het. En daar het sy die plaas weer aan die gang gekry. En ek dink altyd by myself, hoe positief moet jy dink? Né? Hoe hoop moet jy hê dat as alles om jou afgebrand is en in die grond is, jou kinders is dood, jou man is dood, jy stoksiel alleen, en daai koring wat jy tussen hierdie stukke verbrande hout kan optel, en dat jy nog die krag het om die lande te gaan skoffel, en daai saadjies insit, en moet sit en wag, dat dit groei. Jy weet, as jy by daai punt dit kan doen, dan sê ek vir jou, dan kan ons, nie een van ons, nie hoop hê nie. Ja. En dan dink ek, kan nie een van ons in Suid-Afrika nie sê, daar is hoop nie. Yes, Dan sien ek ook, ek sien mooi mense, ek sien in Vanderbijl, hier is nie dalk die geboue wat daar in Vienna is nie, maar weet jy wat, hier is die mooiste mense, met die mooiste harte, en ek dink oral in Suid-Afrika kry jy dit. Jy weet, ons het dalk nie daai teaters nie, ons het dalk nie daai argitektuur nie, maar ons het mooi mense, man. Ons het goeie en mooi mense in hierdie land. En ons weet hoe om koring te plant. Ja, en braaivleis te hou. Ja, braaivleis. Nie op gas. Weet jy, kyk, as my broer op 'n Sondag daai, wat is hierdie lewer en net vet brand? Ja, ou skilpaadjies. As ek en my pa hulle bottels Shiraz uit. Yes. Dan is ek die gelukkigste mens op aarde. Kim? Ja. Ag, dit is lekker. Dit was baie lekker om met jou te praat. Ag, Philip, baie dankie. dankie. Dit is regtig waar. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie dat jy nie nee gesê het nie. Dat jy hierdie imposter toegelaat het. Nee, absoluut. Ek dink die tyd was reg dat ek dit kon gedoen En ek sien het. uit daarna as jy nou uiteindelik weer terug is in Suid-Afrika, dat ons kuier. Nee, definitief. Ja, nee. Ek kyk, Johan het mos gesê ek is 'n grammofoon, so jy het nou genoeg. Ek hou Jy het daarvan. genoeg. Ja. Ek hou daarvan. Baie dankie. Nee, ag, En dankie vir die koffie. Dit was Ja. toe ek nou uiteindelik begin koffie drink, toe is dit iced dit koffie. o, En weet jy dat okay. ek daarvan hou? O, is dit? Okay, nee, Ek maar hou dit van is koue goed. koffie met ys in. Ag nee, dit Dit is was vir goed. my baie Nee, lekker. ek is bly.